Hallo mense, ja, ek is hier weer terug en ek wil praat oor 'n groot misleiding in die tyd waarin ons leef. Die misleiding word net groter en groter. Het nie gestabiliseer of stagneer of word minder nie. Het word meer en meer want ons is besig om te beweeg na die einde toe van die rekordseisoen van misleiding. So die misleiding word meer en meer. Ek sal nou meer daaroor praat, maar ek wil net 'n paar stukkies vir julle wys uit hierdie video. En die vrugte wat kom van wegraping en die wegraping datums en al daardie stories. So today is Rapture Day, and once again the claims are coming in that it's happening. Oh my God! Oh my God! It's happening! It's happening! No. Hello. Ja, ga die eerste een hier so vir julle speel. So today had to have been the worst day of my life. The other day I sold my truck to get ready for the rapture. Then last night, I gave away everything that was in my savings account. I woke up this morning and I was still here. I was severely disappointed and devastated. I have tried to record this video like 10 times. I feel like it's time for me to step away from TikTok. Net dit vir julle wys, mense, die skade wat dit berokken aan die liggaam van Yahushua. As mense jou geloof bou op 'n vrot fondasie, dan is dit die dinge wat gebeur. Dit is die vrugte wat jy sien. Jy sien mos nou die vrugte. Wat is die vrugte? Dink julle hierdie goed kom van Yahuwah af, van Yahushua af? Hierdie wegraping en datums, wat die datumsettings en hulle sê vir jou wanneer gaan dit gebeur? Wat is die vrugte daarvan, mense? Dit is vrotvrugte. Lucifer rol rond soos hy lag, want hy is so bly hierdie dinge het gebeur. Want dit veroorsaak baie skade aan die liggaam van Yahushua. Ek wil gou hierdie lys hier deurgaan, 'n paar goed hierso. Openbaring 18:4, ek weet hierdie vers word gekwoteer vir die kerk, dis hoe ek het nou gaan kwoteer, maar dit is iets anders waarna dit verwys, ek sal nou sê waarna dit verwys. En ek het 'n ander stem uit die hemel hoor sê, gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie gemeenskap het aan haar sondes, met haar sondes, mag hê en van haar pla ontvang nie. Nou, baie mense sê, dit verwys na die kerke, jy moet uit die kerke uitkom, mense, en dit is waar. Nou, dis nie spesifiek waarna hierdie vers verwys nie. Hierdie vers verwys na Jerusalem, net voor sy vernietiging, wat Yahuwah vir die gelowiges sê, hulle moet vlug uit Jerusalem uit na Pella toe, in die wildernis vir 3,5 jaar, sodat hulle nie deel het aan hierdie pla en oordele van Yahuwah oor Juda. En dis waarna dit eintlik verwys, maar vir vandag kan ek sê, hierdie verwys ook nou maar, kan jy sê, na die kerk. Die pagan Christenkerke waar na die mense toe gaan vandag. Kom uit daardie kerke uit, mense. Hulle mislei julle, Lucifer gebruik daardie kerke om sy koninkryk te vergroot. Jou fondasie is verrot as jy kerk toe gaan. Ek droom gehad oor Christenskap. Ja, in my droom oor Christenskap, ek het gedroom, ek is by 'n Christenkamp, en ek het gevoel in my, dat hierdie mense lyk so vroom en so wonderlik, en hulle dien Jesus, en hulle is so aan die brand vir Jesus, en so aan, en soos wat ek daar sit, en vir hulle kyk, toe begin hulle allerhande okkultiese goeders doen, en ja, tradisies van hulle wat hulle doen, en sê, en 'n klomp okkultiese goed, en ek kon nie glo wat ek sien nie, want ek het mos nog gedog, hulle is so vroom, hulle is so aan die brand vir Jesus, maar kyk die goed wat hulle doen. Maar mense, wat Yahuwah vir my bewys deur daardie droom is, dis 'n skans, dis 'n deception. Dit wat jy kry uit jou Christenkerke is van Satan af. Dis van Satan af. Hulle leer jou daar om die pagan feeste te vier. Hulle leer jou daar Paasfees en Kersfees te vier, om daar op 'n strand te gaan sit op 'n Paasfees en kyk hoe die son opkom. Dis sonaanbidding. Dis sonaanbidding. Wat het dit enigstens met die Bybel te doen? Wat het dit enigstens te doen met wat die Bybel ons leer? Absoluut niks nie. Dis sonaanbidding. En dit is wat ek gedroom het, dat die mense so aan die brand vir Jesus, maar hulle leer is teen heeltemal die verkeerde manier. Hulle leer is daar teen Satan se muur. En as julle nie uit daardie kerke gaan kom, die mense, gaan daardie deception julle terughou geestelik.
Ek het dit in my eie lewe ervaar. Ek was vir baie lank in die kerke gewees, van kleins af. Ek het groot geword in die kerk. En tot en met 30, ek was 30, toe besluit ek en my vrou, ons gaan uit die kerk uit, want hulle leer nie die waarheid nie. En die dag toe ons uitgaan, ek dink in daardie week selfs, na ons uitgegaan het, toe begin het soos 'n vloed, die openbarings van Jahwe. Toe kom die openbarings van Jahwe in my lewe in soos 'n vloed, soos 'n flood. Wat moes ek gedoen het? Jahwe hou nie van kompromie aangaan nie. Ek moes die kerk verlaat. Ek moes die kerk verlaat om hierdie openbarings te ontvang. Die openbarings wat ek vandag met julle deel. Om hierdie goed te ontvang, moes ek die kerk verlaat. Mense, ek is al vir 20 jaar uit die kerk. En hierdie laaste 20 jaar het Jahwe al hierdie goed vir my gegee, al hierdie openbarings. Hy het nie een van dit vir my gegee, terwyl ek in die kerkbank sit nie, elke Sondag. Terwyl ek in daai kerkbank sit, elke Sondag, maak nie saak hoeveel het ek gebid en Bybel gelees of niks nie. Jahwe het niks vir my gegee nie. Eers toe ek daardie kerk verlaat het, die Christenkerke, ek was in verskillende kerke, ek was nie net in een kerk nie, dis nie net een kerk wat verkeerd is nie, hulle almal is maar deel, dis soos seekat se arms, hulle almal is deel van dieselfde seekat. Hulle is almal deel van die Katholieke. Dis hoekom jy soos in die NG Kerk sê, we believe in a holy Catholic church. Hulle sê dit, mense, hulle sê dit, daai rympie op in hulle kerk, en nou in Afrikaans verander hulle dit 'n bietjie, laat jy nou nie met weet, dis die Katholieke kerk wat jy nou vereer nie. Hulle sê, ons glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk. Die woord algemeen beteken katholiek. So jy sê eintlik, ons glo in 'n heilige Katholieke kerk. Dan sit hulle ook die woord Christen by. Laat dit nou nie so erg klinkie. Dis die moeder van paganism, en dis haar kinders. Al hierdie ander kerkies, hierdie NG Kerk, AGS, al die ander kerkies is haar kinders. En my punt wat ek probeer maak is, julle gaan nie, wel, dis hoe ek het ervaar het. Mens gaan nie openbarings ontvang van jou af as terwyl jy sit aan daai kerkbanke nie, mense. Jy gaan nie iets ontvang as jy sit aan daai kerkbanke nie. Jahwe wil nie hê jy moet kompromie aangaan nie. Jy moet jouself afsonder, sodat sy gees jou kan leer. Joshua het ons gesê, sy gees gaan ons leer. Het Joshua gesê, gaan kerke toe, laat die kerke julle leer. Nie, hy het gesê, Jahwe sy gees, hy sal bid dat hy sy gees sal steun, en sy gees sal julle alles leer wat julle moet weet. Alles. Nie net 'n bietjie nie, alles. Mense, Jahwe se gees sal jou alles leer. Jy het nie mense nodig om vir jou iets te preek daarvoor in 'n kerk op 'n Sondag nie. Dis tyd dat jy by Jahwe se voete kom sit en sy woord lees en bid vir openbarings in sy woord en jou afsny van hierdie kerke af. Maar kyk die vrugte van hierdie kerke. Hierdie wegrapping, debakel, gemors. En kyk wat se skade berokken dit aan die gemeentes, aan die gelowiges. En selfs aan die ongelowiges, want daar's baie ongelowiges wat ook nou inkyk en hierdie goed sien en dit maak hulle harte harder. Dat daar is nog minder kans dat hulle sal tot bekering kom dan. Want hulle sien hierdie mense het nie 'n koek en kloe wat aangaan nie. Hulle dink hierdie mense is koekoes. En dan die gelowiges wat nou geval het vir hierdie leuns. Hulle is gebroke. Van hulle het van hulle goed weggegee. Van hulle gaan moontlik hulle rug draai op Christendom. Van hulle gaan hulle rug draai op Joshua as gevolg van hierdie stories. Ja, en byvoorbeeld Dani Botha wat nou uitgebasyn het van hierdie datums. Dit beskadig ook sy getuienis. Na hierdie alles wat gebeur het, beskadig het sy getuienis. Dus soos die Bybel sê, as jy sout laf geword het, kan jy dit nie meer sout maak nie. Dan is dit niks beter as om dit buite te gooi en te vertrap nie. En dis wat 'n mens doen as jy sulke alles bou op 'n vrot fondasie. Dan gaan jy sink. Dan gaan dit jou getuienis sink en mense gaan jou aflag. En as Dani Botha nou enigiets in die toekoms dan wil sê, dan gaan die mense dit nou maar vat met 'n knippie sout seker. Want hulle gaan altyd nog onthou dat Dani Botha het gesê, die wegrapping gaan nou wees en dit het toe nie gebeur nie. So, hoe kan ons hom vertrou met enigiets anders wat hy te sê het?
En dit geld vir enigiemand anders wat hierdie goed verkondig het. En dit het baie mense armer gemaak en die lewe vir hulle baie moeiliker gemaak as wat dit nodig was. So dit is 'n groot oorwinning vir Satan. Hierdie hele debakel is 'n groot oorwinning vir Lucifer in die geesteswêreld. So hy is baie bly hieroor. Lucifer en sy demone is verskriklik bly hieroor. Dis 'n moeëse oorwinning vir hulle. Hulle jump and jive nou oor. Kom ons gaan hier aan. Ek wil net hierdie deurgaan. Dit maak my sommer kwaad. As jou fondasies vrot is, hoe kan jy akkuraat wees met enige prediction? Dan kan jy mos nie akkuraat wees. Soos die ene wat ek gehoor het, Leviticus het 9 letters en so, dit beteken dis die 9de maand. Waar die hel kom jy daar? Duidelik is dit 'n spirit of deception wat dit ingebring het, daardie idee. Maar die mense maak enige nonsens op in die Bybel. Dis omdat die mense nie Jehovah se gees het nie. Wanneer ontvang jy Jehovah se gees? As jy bereid is om die gebooie te onderhou. Dan raak dit baie moeilik vir hierdie bose geeste om jou te mislei. Want wat het gebeur in hierdie tydperk van hierdie date setting? As mos hy swarte van Suid-Afrika wat het begin het half met hierdie Joshua of somebody. Hulle almal baseer hulle goeders op drome, visions, wat ook al. Nou, dink jy die duiwel kan nie ook vir jou drome gee nie? Dink julle die duiwel kan vir mens drome gee? Of kan net Jehovah vir jou droom gee? Natuurlik kan die duiwel ook vir jou drome gee. En hier is 'n hordes mense wat drome gekry het van die 23ste, 24ste September. En het dit toe gerealiseer? Het dit toe gebeur? Wat beteken dit? Dat Jehovah het gelieg? Dat die mense wou deceive? Nee mense, dit beteken daai droom kom nie van hom af nie. Dit beteken daai droom kom van Satan af. En dis die punt wat ek wil maak in die tyd van misleiding waarin ons leef, die misleiding word groter. Lucifer mislei mense deur drome, deur false visions, deur false drome. Dis hoe mense mislei. En omdat die mense nie 'n soliede fondasie het van die woord nie, is hulle soos 'n boot op die see en hulle het nie seile nie. Jy kan sê die seile is Jehovah se woord. Die seile is gehoorsaamheid aan Jehovah se woord. En dit kan jou rigting gee. Jy kan dan in die regte rigting beweeg. Maar solank jy nie seile het nie, mense, gaan jy net daar rond dobber op die see, links en regs, hier na toe, daar na toe, rondval. Jy gaan nêrens kom in die lewe dan nie. En Lucifer weet dit, en daardie mense is vir hom so maklik om te mislei, want hulle baseer hulle hele lewe op 'n droom, in plaas van die woord. Hoe sad is dit? Hoe sad is dit? Mens moet alles wat jy glo kan baseer op Jehovah se woord. Of ten minste die fondasie van wat jy glo daarop. En van daaraf kan jy uitbou. Maar jy moet 'n fondasie op die woord hê. Soos ek byvoorbeeld met my tydlyn wat ek met julle bespreek. Alles baseer ek op die Bybel. Ek gee vir julle 'n hordes skrifte. Hordes, hope, wat vir julle wys dat ons is in die kortseisoen van misleiding. Wat vir julle wys die tweede koms het gebeur in die disippelse generasie. Wat vir julle wys, die Bybel sê selfs, wanneer het die 1000-jarige vrederyk begin? Al daardie goed wys ek vir julle uit die Bybel uit. En ongelukkig in die Christenwêreld, baie mense verdraai Jehovah se woord om te pas by hulle sienings. En dit is baie 'n groot jammerte. Want dit help Lucifer om baie mense te mislei. So dis hoekom Jehovah se geeste is baie belangrik. Om nederig te bly is belangrik. En dan is jy op 'n soliede fondasie, dan gaan niks jou rondgooi nie. Dan gaan dit, as daar 'n droom kom en dit pas nie in by wat die Bybel sê nie, dan verwerp jy dit. En dit is ook hoekom die tydlyn, om te weet waar jy is op die tydlyn, so uiters belangrik is, want as julle geweet het, as daardie mense wat nou gedink het die wegraping kom, as hulle nou in die kortseisoen, as hulle geweet het hulle is in die kortseisoen van misleiding, sou hierdie hulle nie geaffekteer het nie. Maar dis omdat hulle al hierdie ander leuns het en hulle bou leuns op leuns. Hulle dink, ons is in die groot verdrukking en dit moet nou begin, en as hierdie woorde gesê word, peace and security, en dan gaan dit en dat begin, en hulle is nou soveel 77 jaar in Israel het 'n staat geword, en hulle sit al hierdie fake fondasies, bou hulle goed, op al hierdie fake fondasies,
En dan gaan jy mos nou nie skielik op by die waarheid uitkom aan die einde van al hierdie fakery wat jy gehad het voor die tyd nie. Dan gaan jy mos nou nie by die waarheid kan uitkom nie. Want jy het nie 'n soliede fondasie nie. Jy dink ons leef nog in 'n groot verdrukking. Terwyl die Bybel vir ons sê wanneer het die groot verdrukking gebeur. En ons weet dat dit het vervul rondom 70 na Christus, met die vernietiging van Jerusalem en die Tweede Tempel. Dit was deel van die groot verdrukking. Daardie vernietiging van daardie stad en daardie tempel. Net soos wat Joshua gesê het in Matteus 24 byvoorbeeld. En hy het gesê dat gaan vervul in die disippels generasie, en dit het vervul in daardie tyd. Van die disippels het toe nog geleef vir 70 na Christus. Soos Johannes. Want hy het dan die boek van Openbaring geskryf. Nou, kyk wat hier nog is. Waar het die leuen ontstaan? Ja, die leuen het in die kerke ontstaan, mense. In jou Christen kerk. Satan het julle kerke opgestel om te veil, om sy koninkryk te versprei. En onderlangs is dit wat gebeur. Die kerke versprei eintlik Satan se boodskap. En die misleiding is dat die mense dink hulle doen wat hulle doen vir Jahoua, maar dit het absoluut niks met Jahoua te doen nie, want hulle draai hulle rug op Jahoua se gebooie, en hulle onderhou pagan feeste, hulle aanbid 'n drie-eenheid, wat die Bybel sê, duidelik vir ons sê, ons moet net die Vader, Jahoua alleen aanbid, hom alleen dien, en alleen tot hom bid. Dis wat die Bybel sê, dis die Bybelverse, dis wat Jahoua self die mense geleer het. Maar die mense wat Jesus wil aanbid, hulle wil nie luister wat hy vir hulle sê nie. Hulle wil hom maar net aanbid. En dis wat ek vir mense sê, as Jahoua so uiters belangrik is vir jou, en dat jy dink hy is God, en jy moet hom aanbid. Hoekom luister jy dan nie wat hy sê nie? Hy het dan gesê, jy moet hom nie aanbid nie. Hulle druk hulle ore toe as jy dit sê, want hulle wil hom aanbid. Hulle wil rebels wees. Om Christene in die duister te hou. En dis wat die kerke doen, mense. Die hoofdoel van die kerke in die wêreld vandag, om jou in die duister te hou. Soos wat ek in die duister was, tot ek 30 was, toe ek die kerk verlaat, toe kom ek uit die duisternis uit. Toe begin Jahoua dadelik vir my openbarings gee, oor die Bybel. As 'n dominee 'n openbaring ontvang en dit deel, kan hy sy werk verloor. Jy gaan nie een openbaring van Jahoua af in jou kerk hoor nie. Nie een nie, mense. As 'n dominee 'n openbaring ontvang van die doop. Dink jy hy gaan nog sy werk hê volgende week as hy dit vir julle preek hierdie Sondag? Hulle gaan hom uit die kerk uitskop so vinnig as wat hulle kan. As hy openbaring kry dat jy moet gedoop word nou dat jy glo, soos Markus 16:16 sê, en Joshua van Nikodemus gesê het en wat Petrus sê, dan skop hulle hom uit die kerk uit, dan sy 7 jaar se studies daarmee heen. So gaan jy enige waarheid uit daai persoon se mond hoor? Nee, jy gaan nie. En hoekom gaan jy dan nog steeds na daai plek toe? Dat hulle jou kan deceive, dat hulle vir jou kan lieg. Dat hulle vir jou kos kan gee, is soos hierdie graankos, wat geen voedingswaarde het. Dis basically wat jy gaan kry daar by die kerk. Jy kry geen voedingswaarde by jou kerk nie. Jy kry nie vaste kos, jy kry nie gesonde kos by jou kerk nie. Hulle preek en praat oor allerhande tierlantynkies, maar hulle vermy die waarheid soos 'n pes. En dit wat eintlik saak maak, vermy hulle soos 'n pes. Maar hulle sal nie daaraan raak nie. O nee, wragtig. Hulle wil nie hulle werk verloor nie. Soos ek sê, ek was 'n Christen vir jare en 'n kerk toe gegaan van kleins af. Ek het hierdie al genoem. Jahoua hou nie van kompromie nie. Dit verhoed sy openbarings. En soos ek sê, ek het dit ervaar met my eie lewe, mense. My eie lewe is 'n testimony vir dit. 'n Getuienis vir hierdie. Nog iets wat Jahoua se openbarings kan verhoed is distractions. Soos baie vriende hê, wat jou aandag verg. Jahoua het my afgesonder vir 20 jaar. Nie vriende gehad nie. Ek was, soos ek hier sê van squash, ek was baie goed in squash. In Suid-Afrika ook. En toe ek Engeland toe kom, toe sê Jahoua se gees vir my, daardie deel van jou lewe is verby. Daardie deel van jou lewe is verby, wat jy gaan toernooie speel, en jy gaan liga speel, en al hierdie goeie speel, dis verby. En dit was verby. Ek het nie
enigiemand ontmoet meer nie. Ek was heeltemal afgesonder, soos in 'n klooster omtrent, vir 20 jaar. Nie vriende nie, niemand. Ek is selfs afgesonder van my eie familie, want ek sit in 'n ander land. Maar hierso het ek ook niemand, ek kon uitreik na niemand toe nie, want jou het my nie toegelaat om dit te doen nie. En dis 'n offer wat mens moet maak as jy die waarheid soek, mense. As jy in jou bediening wil stap, partykeer kos dit baie. Party mense praat van 10 jaar of so, maar myne is 20 jaar. Maar vir my is dit nog steeds die moeite werd vir wat ek ontvang het, vir hierdie openbarings wat ek ontvang het. Dis deel van die prys wat ek moes betaal vir hierdie openbarings wat ek met julle deel. As ek nie my afgesonder het nie, as ek aangehou het om te doen wat ek wil doen, mense, dan sou ek hierdie goed ontvang het nie. As ek bly sit het in die kerkbanke tot vandag toe, sou ek hierdie goed nie ontvang nie. Dan was ek maar net soos enige ander Jan Raap wat 'n normie, kan jy maar sê, 'n Christen normie, wat nog al die basic nonsens glo van die wêreld. Of wat die wêreld die kerke toelaat om te preek. Maar omdat ek bereid was om al hierdie goeders op te offer, het Jahwe aan my begin goed openbaar. En dis die ander ding, as mense sien partykeer net die eindresultaat. Soos in 'n besigheidsman, hulle sê, kyk hoe suksesvol is hierdie ou. Hoekom is hy so lucky? Hoekom het hy met sy gat in die botter geval? Maar hulle sien nie die bloed, sweet en trane wat hy gestort het om te kom waar hy is nie. Maar dieselfde met geestelik ook. Mense sien nie al die suffering wat 'n mens moet deurgaan, of die afsondering, soos wat ek sê, 20 jaar. En al die studies en die jare en jare se studies wat ek moes doen oor verskillende goed en goed wat jou as 'n gees aan my openbaar en al die swaarte wat ek moes deurgaan om hierdie goed te kan ontvang en te kan deel met julle vandag. Mense sien net raak, hulle sien net die eindresultaat raak en sê, nou hoekom kry hierdie ou al hierdie openbarings? Wat maak hom so spesiaal? Ja. As jy iewers wil kom geestelik mense en jy wil jou roeping vervul wat jou vir jou het, moet jy hom gehoorsaam wees. As hy jou lei om sekere dinge te los dit. As hy jou lei om jou kerk te los dit. Hy het iets beters vir jou. Hy wil sy gees stuur om jou te kom leer. Nie 'n dominee wat gebrainwash is daar by 'n universiteit vir 7 jaar nie. Of 'n pastoor wat gebrainwash is daar by die waar ook al hulle gaan swat vir 4 jaar nie. 3-4 jaar. Hy wil sy gees vir jou stuur wat jy alles kan leer wat jou wil leer. En dis baie beter mense, natuurlik. Natuurlik is dit baie beter, want dit het nie al hierdie mense se tradisies en paganisme in nie. Die goed wat jou ons leer. So dit is beslis die moeite werd. En ja, ek wil gou 'n paar versies ook deurgaan vir hierdie video. Van die boek van Natsarim, 'n baie goeie boek. Ek sê altyd, dit is 'n goeie boek. Ons kyk hierso. Boek van Natsarim, 5:7. John feared no man and condemned hypocrisy and indifference to the law wherever he found it. Hy sê so, Johannes die doper was nie bang om vir mense reguit te sê hulle is verkeerd nie. Om vir hulle reguit te sê, word wakker, jy moet dit en dat doen, jy mag nie dat doen nie. Hy het selfs vir die koning gesê, jy mag nie trou met daai vrou nie, want dit is jou, ek weet nie wie se vrou was dit nie, maar anyway. En dit is hoekom hy sy kop verloor het. Maar hy was nie bang om mense reg te help, reg te wys, om hulle te wys wat sê die woord en hoe moet hulle leef nie. Mense, dis hoe ons ook moet wees. He was the rod of the poor and unlearned, and a staff to the weak and oppressed. He was incorruptible, and spoke forthrightly, never hiding anything within his heart, and condemned wrongdoing wherever it occurred. Jy moet nie goed in jou hartjie wegsteek nie. Jy moet mense regwys, jy moet mense reghelp as hulle op die verkeerde pad is. En ek gaan nou vir julle wys hoekom dit so belangrik is. 8:5. There are those who carry their goodness on the shoulders for all to see, those who say, tell me my duty and I will do it, show me my obligations and I will carry them out, those who bow to the ground so their eyes may not look on passing women, those who trip over their feet with excessive humility, and those who do good out of fear. I bring their faults into the light of day, so they may benefit from their own shame.
Ja, hy verwys hier na mense wat oorboord gaan met hulle vroomheid, wat hulle vir mense wil wys hoe vroom Christen hulle is, maar hulle harte is nie reg nie. En dan sê hy so, hy expose hulle foute aan die mense sodat hulle verneder kan word en daardeur dat hulle self dat hulle nederig kan word daardeur, deur wat gebeur met hulle. Soos Efesiërs 5 vers 11, ek wil ook hierdie in Afrikaans vir jou wys, om weer eens te wys hoe onakkuraat die Afrikaanse Bybel lyk my is. En hou nie gemeenskap met die onvrugbare werke van die duisternis nie, maar bestraf dit liewer. Engels, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather expose them. Nou mense, om iets te expose, is dit dieselfde as om iets te bestraf? Natuurlijk nie. Bestraf is iets vir jouself. Expose is as jy ander mense probeer wys wat se regte pad. Jy expose die duisternis, jy sê vir hulle pas op vir die duisternis, dit is deel van hoe jy moet leef. Dis iets heeltemal anders. So ek kan nie verstaan dat die Afrikaans die woord bestraf gebruik dan nie. 9 vers 63. Yet have no fear of those who come with the swords and fiery words, their danger is apparent. Those who will be our undoing are the hypocrites and the self-deceivers, who pay lip service only and manipulate the words of the law to accord with their convenience. I tell you this, many will come, but few will be selected. Baie gaan kom en sê, ja, ons het u gedien so en u gedien sis, en hulle gaan dit nie maak nie. Openbaring 22 vers 19 stem saam met hierdie vers, ek wil net gou lees. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal Jehovah sy deel wegneem uit die boek van die lewe. En uit die heilige staat en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. Nou hierdie boek glo ek verwys na die boek soos die wet ook. Maar dis eintlik die wet wat mens nie iets moet wegvat of bysit neem. So as jy iets wegvat en dit leer veral, dan verwyder jy jou naam uit die boek van die lewe. So kom ons gaan terug na hierdie vorige vers. Those who will be our undoing are the hypocrites and self-deceivers who pay lip service only and manipulate the words of the law. Nou, ek sien dit vandag veral met Christene ook, dat met die Christenskap mense verdraai die woord om by hulle sienings te pas en te pas by wat hulle wil glo. So sê nou maar hoe die aarde werk. Hulle wil glo in 'n spinnende bal, want hulle wil glo wat die ateïste en die sataniste vir hulle sê. En dan sal hulle vir die Christene beledig wat sê, nee, die aarde is plat, staan stil, is onder 'n koepel, net so die Bybel sê. So hulle gaan en hulle verdraai Jehovah se wet. Dit is presies dieselfde hierso mense. Dis waarna dit verwys. Is nou byvoorbeeld mense wat sê die aarde is 'n spinnende bal. Hulle verdraai Jehovah se wet. Hulle verdraai wat in die wet staan. Die wet sê ons hoe lyk die aarde. En dan kan mense sê, maar daar is nie eintlik repercussies vir dit nie. Wat kan nou eintlik gebeur as jy nou glo die aarde is 'n spinnende bal? Satan se hele leuen vir die tyd waar ons nou leef is gebaseer daarop dat die aarde is 'n spinnende bal. Ek weet nie of julle dit besef het al nie. Sy hele leuen, die groot finale misleiding wat hy het vir die mensdom, is gebaseer op 'n spinnende bal. Nou as jy gaan glo die aarde is plat onder 'n koepel, dan gaan hy jou nie kan mislei nie. Want hy wil hê jy moet glo daar's aliens. Hy wil hê jy moet glo daar's ander planete waarvan af hulle kan kom. Dis waarop al sy leuns nou die finale misleiding gebaseer gaan wees. En dis hoe belangrik dit is. Jy moet enige leuns wat nie in lyn is met jou as 'n woord nie, moet jy vermy en wegdoen mee en jy moet dit expose en mense daarteen waarsku. 11 vers 9, I tell you to beware of hypocrites, self-deceivers and liars, and to be constantly on guard against those who in the name of righteousness would mislead you, when inspired to become the voice of Elohim. The prophet spoke of these, for he said, they praise me with their mouth and give homage with their lips, but I am not in their hearts. They worship only because this has been their upbringing. Such as these do not worship Yahuwah because they are good, but for the sake of reward, and through fear of the unknown. Hulle is bang vir die hel, so hulle probeer dinge doen want hulle is bang vir die hel.
These are people against whom I have set my face, for their goodness is fair outside, but rotten at the core. Ja, hulle harte is nie reg nie, hulle doen dit nie vir die regte redes nie, hulle doen dit nie omdat hulle lief is vir iemand of omgee nie. Hulle doen dit soos hy sê, want hulle soek 'n prys. Hulle doen dit want hulle is bang vir die hel. Mense moet nie dinge doen vir die verkeerde redes nie. Vers 16, a coward lies to those who trust him, for he fears the anger of the others. A liar is also a coward, for he follows a path better men would scorn. I have come to winnow the grain from the chaff, and those who follow me, bearing the burden of my cross, must not be half-hearted in the cause. Nou, hier sê hy vir jou wat is die definisie van om sy kruis te dra. A liar is also a coward, for he follows a path better men would scorn. I have come to winnow the grain from the chaff. Hy sê so, a coward lies to those who trust him, for he fears the anger of others. En hierdie wat hy sê van sy kruis dra, sluit aan by daai eerste vers van Johannes wat hy gesê het. Hy het vir almal gesê, wat is die waarheid? Maak nie saak wie hulle is nie. As hulle iets verkeerd doen het, dan het hy dit expose. Dan het hy hulle reg gehelp. Hy het nie stil gebly nie. En dis waarna hierdie verwys. Jy dra jou kruis deur nie stil te bly nie, deur die duisternis te expose. Deur te wys, wat is die duisternis? En die mense te waarsku. Nie om te stil te bly, want jy is bang, mense gaan kwaad wees vir jou as jy vir hulle sê. You fears the anger of others. Want jy is bang, hulle gaan nie meer van jou hou nie. Of jy is bang, hulle gaan kwaad wees vir jou. Of op jou skree, of wat ook al. Nee, jy moet nog steeds die waarheid vir die waarheid staan. En dit vir ander mense openbaar. Maak nie saak hoe hulle voel daaroor nie. Dan dra jy jou kruis. Dan dra jy die kruis wat Joshua na verwys het. Want dan is jy lig. Jy is nie 'n lig as jy stil bly as iets verkeerd gedoen word nie. Sê nou maar soos hierdie wegraping goeters. 12 vers 10 to 12, Yahushua said, even though he used riches wrongly, you have done no more than add wrong to wrong. Evil cannot be rectified by evil, no matter what the circumstances. One of them, the men said, Master, I gave all the proceeds to the disinherited, gaining nothing for myself except the fear of death, while the other with me gave only some silver, keeping the rest. Yahushua said, then your crime was the lesser one, but as a crime nevertheless. Nou, hoekom ek hierdie vers noem is, want mense een keer het vir my gesê, ouma, Kersfees, as mense Kersfees diens toe gaan, en dan kom iemand op bekering, dan sit ons nou 'n goeie ding. En nou, dit is waar hierdie vers inkom. Dis nog steeds 'n sonde. Jy is nie veronderstel om Kersfees te vier nie. Al kom iemand komstig tot bekering by die diens. Dan is Kersfees nog steeds verkeerd. Dit maak dit nie skielik reg nie. Dis die verse wat ek daarby gewys het. Daar was nog iets wat ek wou deurgegaan het. Hierdie twee hoofverse wat mense hou daarvan om te quoteer oor die wegraping. Nou moet ek eers sien, waar is dit? Ja, ek dink ek gaan my video maar net stop. Ek sal in 'n ander video praat oor die wegraping verse. Maar mense, soos julle sien, hierdie wegraping stories is nogal 'n probleem, maar dis ook omdat mense se fondasies nie reg is nie. En daarom moet mense eers fokus op jou fondasies, op die woord. Wat sê die woord? Wat sê die Bybel? Nou natuurlik, hulle het hulle twee verse wat hulle aanhaal, maar dan as jy 'n bietjie 'n studie gaan doen oor daai twee verse, kan jy sien dit praat nie van die wegraping of dit het niks met hulle te doen nie. Dis wat ek hierby gewys het. Hierdie verse gaan oor die tweede koms van Yahushua, dat die mense dan gaan weggeneem word wat nog lewe, of hulle liggame gaan verander, soos hulle gaan verheerlikte liggame ontvang. En Paulus sê, dit gaan met hulle, met hom en met die mense met wie hy praat gebeur.
Dis een van die dinge wat hy sê. En dan die ander ding is, hy sê dit is tydens die trompette wanneer Joshua terugkom. So is met sy tweede koms. En dan gaan kyk ons na die Bybelverse oor die tweede koms. En dan sien ons nee, maar sy tweede koms kom dan in die disippelse generasie. So hierdie goed wat hierdie verse van 1 Korintiërs en 1 Tessalonisense 4 van praat, het dan al klaar vervul. Dit het vervul rondom 70 na Christus. Want dit is wanneer Joshua se tweede koms gebeur het. Volgens die Bybel en volgens historikuste. So mense, hoe kan dit dan van toepassing wees op ons vandag? Hierdie verse wat mense wil aanhaal. En dit is die fondasie wat ek van praat, wat wankelrig is, wat so sand is, waarop die mense al hulle teorieë bou. Al hierdie goeders wat hulle glo, bou hulle op hierdie sand. En dan dink hulle gaan by die waarheid uitkom in die einde. Dis mos nou onmoontlik. Dan kan jy mos nou nie by die waarheid uitkom, hè. Kry eers julle fondasies reg, mense. Kry die leuns uit julle lewens uit. En soos ek in die begin gesê het, konsidereer dit om julle kerke te verlaat. Gaan soek jou se aangesig. Laat sy gees julle leer. Want dit is die doel van jou se gees om julle te leer. En sy gees gaan nie daardie rol vervul as julle nog by iemand anders gaan soek om geleer te word nie. As julle by 'n dominee wil gaan sit, laat hy jou leer nie. Of 'n pastoor. Julle moet by Jehovah gaan sit. By sy gees se voete gaan sit. Laat sy gees jou leer. Ja, en soos ek sê, ek het dit self ervaar in my eie lewe. Maar in elk geval, ons praat dalk weer oor iets anders volgende keer. Totsiens.